Begelei jou emosies. Ek lees in Spreuke 16 vers 32. 'n geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter. 'n Mens met selfbeheersing meer as iemand wat 'n stad inneem. Die navorser Arthur Brooks, wat 'n paar miljoen boeke verkoop het oor geluk, skryf dat een van die grootste wanopvattinge oor geluk is dat om gelukkiger te word beteken jy moet van ongelukkigheid ontslae raak. Mens dink dit moet so wees, maar dit is nie hoe dit is nie. Negatiewe emosies is deel van normale menswees. Negatiewe emosies het ook 'n doel en ons hoef hulle nie net uit te wis nie. Ons taak is om hulle te verstaan, om hulle te bestuur, sodat hulle nie vir ons bestuur nie. Nou Brooks maak die stelling dat die gevoel van geluk en die gevoel van ongelukkigheid nie teenoorgesteldes van mekaar sien, maar dis twee aparte draaiknoppies of volumeknoppies, soos mense destyds met die amplifiers en die goed gemaak het, wat elkeen hulle eie aandag verg. Om minder ongelukkig te word, beteken nie outomaties jy gaan meer gelukkig wees nie. So jy moet elkeen van die knoppies apart bestuur. Jy moet die een draaiknop afdraai en die ander een doelbewus opdraai deur te fokus op wat hy noem macronutrients. En hy noem dit enjoyment, satisfaction and meaning. Dis nie een taakie, dis twee. Die wysheid lê daarin om te weet watter een is vandag nodig. En God self het ons geskep met 'n wye verskeidenheid van emosies. Ons sien dit in Jesus. Toe Jesus op aarde was, het hy gehuil, hy het kwaad geword, hy het verbly, hy het God geloof en dit alles binne een lewe van volkome vertroue in God. So om jou emosies te begelei is nie 'n gebrek aan geloof nie, dis geestelike wysheid in aksie. Dis om beide die lig en die donker te integreer in 'n geloofsvolwasse lewe. So die vraag vandag is, watter een van jou volumeknoppies het aandag nodig? Moet jy die een wat ongelukkig is 'n bietjie afdraai, een wat gelukkig is 'n bietjie opdraai? Moet jy werk daaraan om jou negatiewe emosies beter te bestuur, of werk daaraan om meer aandag aan geluk te gee? Leef geïnspireerd.